sê dit vir ons dat jy vir jou geliefde sal sê, ek het u lief, o Heer. Ek het u lief, o Heer. Dankie Here vir u woord, dankie vir die kosbare teenwoordigheid. Dankie Heilige Gees vir u liefde en die genade. Dankie dat ons bevoorreg is om môre die woord van die Here te kan hoor en in die teenwoordigheid te kan staan. Dankie dat u nie gekom het toe ons aanbid het, dat u hier was voor ons hier was en dat u getrou is aan die woord wat die waarheid is. Ons gee dit ons diens onverwaarlik oor die woord aan u oor en vra dat u sal spreek, Heilige Gees, in elkeen van ons harte. U ken ons beter as wat ons onsself ken en daarom weet ons presies wat ons nodig het. Ek vra net, spreek Here, ons luister in Jesus se naam. Amen. Toe, vriende, hierdie woord is al baie lank op my hart en ek wil jy moet mooi hoor wat ek vanmorgen wil sê. Ek gaan baie die Bybel uitlees. Dis hoekom ons die Bybel het om uit te lees. Die foon het ons 'n bietjie bederf. Ons kom nie so baie by die woord uit nie, maar die foon met die woord op is ook baie mooi. Iemand het die ander dag my gesê, dit is nie die Bybel hierdie nie, pastoor, dit is 'n iPad. So sê ek, maar met die iPad het ek meer Bybels op as wat jy in 'n krywaar kan stoot. En ek dink ek net op en dan gee my die verklaring van alles wat ek wil weet so. My boodskap vanmôre is, waar is daar? Waar is daar? Ek sê vir my vrou die ander dag, kry jou daar? Dus sy sê, waar is daar? Nou ek wil hê dat jy moet weet, ons almal is op 'n pad iewers heen. Vir party mense vat dit 'n ewigheid om daar uit te kom. Maar as jy die woord verstaan vanmôre, dan sal jy hoor wat die Here vir jou sê, jy is klaar daar. Dis wat ek eintlik vir jou vanmôre wil sê. Jy het nie nog nodig om te smag na iets wat daar ver is, wat ek nog moet bereik. Here, gee my meer dit, gee my nog dit. Maar jy het nog nie eens die bietjie gebruik wat hy jou al gegee het nie. Jy vra weer vir nog. So as jy wil vanmôre besef, waar is daar? Ek wil jou lees uit 1 Konings 17 vers 5. Ekskuus, ek is 1 Konings 17 vers 1. Nou, die Bybel gee nie vir ons baie geskiedenis van Elia nie. Ons weet nie, hy is skielik net in 1 Konings 16 kom hy uit in die Bybel. Elia, maar dan sê op 'n ander plek, Elia was 'n mens net soos ek en jy. Maar Elia is die enigste mens, een van die twee mense wat nooit gesterwe het nie. Is een van twee mense wat terugkom aarde toe om te kom sterwe. Maar Elia was 'n baie besonderse mens. Hy was onvoorwaardelik uitverkoop aan die Here, totaal en al afhanklik van die Here en heeltemal gehoorsaam aan die Here. Hy het gelewe in 'n tyd van koning Agab en Jezebel en hulle was goddelose mense. Agab en Jezebel was daar uitgewees om alles wat God in Israel te vernietig. Hulle het Baalpriesters, 850 Baalpriesters onderhou, elke dag vir hulle gesorg en hulle het gesorg dat die Godse profete en mense uitgemoor word en doodgemaak word. En hier in, ek dink 1 Konings 16 vers 30 kom Elia, stap hy reguit na koning Agab toe en hy sê vir hom, as gevolg van julle goddeloosheid gaan ek nou die reën op die aarde stop. En vir Elia om dit te kon doen was verskriklik braaf geweest. Omdat hy 'n man van geloof was en geweet het wie God was en wie hy in God was, kon hy na die koning toe vir hom gestap het. Die koning soek juist vir Elia om dood te maak. Hy soek die kinders van God om hulle dood te maak. En Elia voel vrede vir hoe hy voel en stap reguit na hom toe en sê, jy is goddeloos en omdat jy goddeloos is, gaan ek die reën stop in die land. En net daar moes hy natuurlik vlug vir sy lewe en die Here help hom. In 1 Konings 17 vers 1 en Elia die Tisbit uit Tisbe in Gilead het vir Agab gesê, so waar is die Here, die God van Israel leef, voor wie se aangesig ek staan, daar sal geen dou of reën in hierdie jaar wees nie, behalwe op my woord. Hy sê vir Elia, dit was verskriklik baie moed gevat het om dit te kon doen. Toe kom die woord van die Here tot hom en sê vir hom, gaan hiervandaan weg en draai jou na die ooste toe en steek jou weg by die spruit Krit, wat oos van Jordaan is. Jy moet uit die spruit uitdrink en ek het aan die kraaie bevel gegee om jou daar te onderhou. Ek wil hoor wat jy sê, sy eerste plek van daar was die spruit van Krit. Hoe het Elia geweet? Waar die spruit, ek weet nie hoe lang die spruit was nie, hoe ver het gestrek het, maar hoe het hy geweet waar om te gaan stop? Waar moet hy nou weg, want hy moet weer die spruit van Krit wegsteek?
Weet jy hoe het hy geweet? Hy kyk, waar is die kraaie? Want God het die kraaie bevel gegee om hom daar te onderhou. Weet jy wat sy regte manier van eet in die Bybel? Net soggens en saans. Dit staan hierso. God het vir die kraaie opdrag gegee om vir hom soggens en saans kos te bring. En weet wat jy moet eet soggens en saans, brood en vleis. Was die vleis eet vrou? Dis vir almal gesê ja. So hy sê, jy moet uit die spruit drink en ek het aan die kraaie bevel gegee om jou daar te onderhou. En hy het gegaan en gehandel volgens die woord van die Here. Hy het gaan bly by die spruitkrit wat oos van die Jordaan is. En die kraai het vir hom soggens brood en vleis gebring en saans brood en vleis. En hy het uit die spruit uitgedrink. Maar met verloop van die tyd het die spruit opgedroog, want daar was geen reën in die land nie. Ek wil net moet sien dat Elia was beïnvloed as gevolg van sy woord. Hy het hierdie woord gespreek en as gevolg van dit wat hy gesê het, hy self gelei onder die droogte. Want die spruit het opgedroog. En so verander Elia se eerste plek van daar na 'n volgende plek van daar. Ek wil hê dat jy moet onthou, die plek waar jy nou is nie noodwendig jou daar nie. Jou daar kan verander. As God besluit dat jy op 'n ander plek nodig of hy wil hê moet iets anders doen, dan moet jy luister en hoor wat die Here sê en gaan doen wat die Here sê. Jou daar kan heel moontlik verander. En dit gaan heel moontlik verander. In my eie lewe het my daar 4 keer verander. Ek het as jeugpastoor in Springs gemeente by die PPK kerk gesê die Here het my gaan voltyds in bediening. My eerste gemeente was Vryburg geweest. Suid-Afrika se Texas, moet ek van vleis hou die Here wat Texas toe gestuur. En toe daar was ek ook net 2,5 jaar geweest en toe my volgende daar was Grabouw geweest. Grabouw het weer my 9,5 jaar gehou en toe weer my in 2005 Gansbaai toe bestuur. So ek is amper 20 jaar hier in Gansbaai. En ek kan sê my meetsnoer het my op die flikke plek wegval, my erfenis is my mooi. Here, ek hou van my daar, los my net hier. Maar die Here het my gewys dat 3 plekke waar jy niks sal gaan en hierdie was die laaste plek wat die Here my gewys het. So, ek wil jy moet verstaan dat jou daar kan verander. Moenie vrede maak met waar jy nou is nie, dis heel moontlik nie waar jy moet bly nie. Luister net wat die Here vir jou sê en wees heeltemal afhanklik van hom en gehoorsaam aan hom en hy sal jou stuur na die regte plek. Al moet hy die kraaie stuur om jou te onderhou. Oorals waar ek was, het die Here kraaie gestuur om my te onderhou. Oorals waar ek was. Kraai is nou nie eintlik die mooiste dingetjie nie. Hy is net 'n bietjie ongeskik ook. Maar hy kan jou onderhou. En hy is gehoorsaam. Partykeer oor die kraaie beter as kinders van die Here, het jy gehoor? Partykeer oor die kraaie beter as kinders van die Here. Ek het dit so vind in my bediening. 1 Konings 17 vers 9, Johan, volg my maar, ek val 'n bietjie rond hoor. Maar hy sê, nou toe die spruit opdroog, toe sê die Here vir hom, is tyd om te beweeg. Vers 9 sê, maak jou klaar, gaan na Sarfat. Nou Sarfat is 'n heidense dorpie geweest. Was nie Israeliese dorpie nie. Wat by Sidon is, en bly daar. Kyk daar, het ek aan 'n weduwee bevel gegee om jou te onderhou. Is jy seker, Here? 'n weduwee moet my onderhou. Hoekom dan die weduwee? En hoekom Sarfat? Dis dan 'n heidense plek. Is jy in Israel nie weduwees wat na my kan kyk nie? Jesus noem dit en ek dink in Lukas 4 praat Jesus en hy sê in Israel was daar baie weduwees geweest. Maar die Here stuur Elia na Sarfat toe. Hy het 'n plek na 'n weduwee daar om hom te onderhou. Kyk, dit is 'n groot challenge om geweest. Uit die aard van die saak 'n vreemde plek. Hy weet niks van Sarfat af nie, want hy kom nie daar nie. Dis nie 'n Israeliese dorp nie. Hy sê ek het daar 'n weduwee bevel gegee om jou te onderhou. Vers 10 sê daarop het hy hom gereed gemaak en na Sarfat gegaan. En toe hy by die ingang van die stad kom, was daar 'n weduwee juis besig om houtjies bymekaar te maak. Ek wil vir jouself hierdie prentjie net skets. Skets net vir hierdie prentjie. Hier kom hy nou by die stad, in die ingang van die stad aan. Daar's 'n vrou besig om stokkies op te tel. Maar hy weet nie of dit sy is nie. Hy moet eers uitvind, het die Here met jou gepraat?
Ek is hier, gaan jy my onderhou? Dis droogte, dis hongersnood, niemand het niks nie. Hierdie, as ons nou later lees, die vroukie was besig om klaar te maak, om haar laaste maaltyd reg te maak, want sy is op die punt om dan dood te gaan. Sy en haar kind het niks vir. Hulle het net 'n bietjie meel en olie om een broodjie te maak, en dan gaan hulle dood, sê sy. Dis al wat ons het. So, nou kom Elia daaraan, en hy moet nou weet, vir wie het die Here nou opdrag gegee om te onderhou. Hy het nou gedag gedink, wel, sy sal seker met 'n mooi karrie gestop het, ek meen, sy moet my onderhou, weet nie vir hoe lang die onbeperkte tyd. Sy moest dan ten minste iets sê om my te onderhou. En hy praat met die vrou, en hy roep na haar, vers 10 dan sê, sy is besig om houtjies met mekaar te maak, en hy roep na haar en sê, gaan haal tot vir my 'n bietjie water in die kan, dat ek kan drink. Nou, ek wil net met die vrouens praat. Jy is besig met jou daaglikse taak, jy is nou nie baie opgewonde nie, want dis maar biedige besigheid wat nou die gang is hierso. En hier kom 'n vreemde ou uit na jou toe. En hy is nog boonop as hy is 'n Jood. Ons meng nie eintlik nie. En hy sê vir jou, gaan af van wie water nie kan. Wat gaan jy hom sê? Wat gaan jy hom sê? Kom wees eerlik, gaan haal jy water. Maar die vrou was nie 'n gewone vrou nie. Sy was iemand wat die boodskap van die Here kon hoor, want die Here het daar klaar met haar gepraat, né? Hy sê, gaan maak op die water nie kan, dat ek kan drink. En terwyl sy loop om dit te gaan haal, roep hy na haar en sê, en so waar hy bring my broodjies saam. Bring my iets te eet. Hy sê, bring toch vir my 'n stukkie brood saam. Maar nou raak jy maar regtig verbaasd, meneer. Jy vra water en nou gaan ek om water gee, en nou wil jy my brood ook hê. Maar anyway, sy gaan, en sy sê, maar sy antwoord en sê, vers 12, so waar is die Here u God leef, daar is 'n baie belangrike ding in huishouding, so waar is die Here u God leef, sien jy, en praat met onderscheiding, wat het geword van ons onderscheiding, die Here help ons, so waar as die Here u God leef, ek het nie 'n broodkoek nie, maar net 'n handvol meel in die pot en 'n bietjie olie in die kruik. En hier maak ek nou 'n paar stokkies bymekaar, dan gaan ek en maak dit vir my en my seun klaar en dat ons kan eet en sterwe. Hoor gou wat sê die Amplified. See, I am gathering 2 sticks that I may go in and bake it for me and my son, and then we may eat and die. Baie interessant, hoe het Elia geweet hoe praat hy? Want hy het hom niks van gesê van wat die Here sê. Hoe het hy geweet? In die Hebreëse taal is die laaste letter van die alfabet is taf. Taf is 2 stokkies. En dit beteken 'n sign. Dit is 2 stokkies soos 'n kruis. En toe sê hy 2 sticks. Toe weet hy, dis sy. Is dit teken wat ek voorgewag het? Die teken van die kruis, waarvoor ek gewag het. Dit moet sy wees. Ek wil nou sê, wees nie bevrees nie, gaan heen, doen volgens u woord, maar maak eers daarvan vir my 'n broodkoekie, en bring dit vir my, daarna kan jy vir jou en jou seun iets klaar maak, want so sê die Here, die God van Israel, die meel in die pot sal nie opraak nie, en die olie in die kruik sal nie minder word nie, tot op die dag dat die Here reën op die aarde gaan gee. En ek dink wat hy die Koran geskryf na daai stuk. Ongeskikte profeet kom by die weduwee en eis dat sy haar laaste kos vir hom gee. Dis hy nie verbaas, arme mense gaan sterf en nie kos nie. Maar die vrou het staan voor 'n keuse in haar lewe. Gaan sy God vertrou of gaan sy veilig speel? Ek het my dinge gehoor een keer van 'n weduwee vroukie wat elke einde van die maand gooi sy haar hele pensioenchekie net so in die sakkie. En toe die pastoor het agterkom, toe gaan sien hy haar, toe sê hy, Tannie,
Het jy enige ander bron van inkomste, want ek sien jy gooi jou hele pensioencheque elke maand so in die sakkie. Sy sê, pastoor, die mense kan ons nie van daai bietjie geld lewe nie. Want sy het geweet, sy het vir die Here gee, sal hy dit multiply en wat terug. God het die vermoë om alles wat jy vir hom gegee het, vermenigvuldig net so terug te gee. Ja, is kom goed te wil sê, maar my was nie. Dank vir die praat. Maar weet jy wat, het is baie lekker om by 'n winkel in 'n ry te staan en die ou agter jou klop in die skouer en sê, pastoor, ek betaal daai. Maar dan moet ek sê, dis omdat ek ook al gesê, kan nie los het, ek sal betaal. Want God, geef jou terug, menigvuldig meer as wat jy vir hom gee. You can never outgive God. Never. As jy hom kan vertrou en jy kan hom glo, hy sal jou nooit, maar nooit teleurstel nie. Al moet hy kraaie stuur om jou te versorg. Hy sal jou nooit aan die teleurstel nie. So, hy sê, die olie sal nie klaar raak, die meel sal nie klaar raak, tot die dag dat God reën op die aarde sal gee. En die vrou moet sy keuse maak, en sy offer toe daai broodjie op. En sy maak die broodjie, en sy vat hom vir Elia, en Elia eet die broodjie, en hy drink die water. En vir 3 jaar lang, maak sy brood uit daai pot uit. Vir 3 jaar lang, totdat het weer gereën het op die aarde, totdat het weer voorsiening was, het God vir daai een broodjie verander in 3 jaar se onderhoud, se brood. Is dit nie 'n wonderlike belegging nie? Ons het vanoggend gesing dat God se woord is die waarheid. As die kinders van die Here net God se woord wil vat en dit glo en daarop reageer. Maar hierdie week het die Here 'n paar keer vir my gesê dat Mammon is besig om oor te vat in baie kinders van die Here se lewens. Mammon, ons het meer tyd vir Mammon as vir God. En in hierdie week toe ek iets doen wat jy my sê ek moet doen, toe sê die Heilige Gees my, dit was nou 'n klap in Mammon se gesig. So ek gee glad nie om vir Mammon te klap nie. Mammon wil nie hê dat jy moet jou geld spandeer op enige iets wat God se werk bevoordeel nie. Mammon wil nie hê jy moet enige iets doen wat die naam van die Here kan bevoordeel nie. Hou dit liewer vir jouself. Mammon sal sê, hou dit vir jouself. Gaar maar op. En maak maar by mekaar. Jy gaan ons dalk eendag nodig kry. Maar as jou geloof en jou vertroue en jou afhanklikheid van die Here is, dan is môre nie 'n probleem nie, want Jesus sê, moenie bekommer oor die dag van môre nie. Môre is eie worries. As jy die Here vertrou, sal hy vir jou sorg tot dit weer reën. Tot op die laaste, totdat jy weer vir jouself sorg, sal hy vir jou gee. Wie het, nou die vraag wat ek nou vanmôre wil vra is, wie het vir wie gehelp? Het die weduwee vroukie vir Elia gehelp, of het Elia vir die weduwee vroukie gehelp? Wie het vir wie gehelp? Wie het vir wie onderhoud? God stuur vir Elia na hierdie weduwee vroukie toe, sodat sy vir hom kan onderhoud vir die tyd van die droogte. Maar eintlik het werk andersom. As ek en jy kan besef dat dit wat ek vir die Here gee, bevoordeel my, nie met niks anders nie. Die werk van die Here baat daarby, maar dit is eintlik vir my. Paulus sê op een plek in Korintiërs, Paulus het meer wat geld gepraat as enigiets anders. Moenie worry, ek gaan nie meer offer aan opneem nie. Slap nie. En Paulus sê op een plek sê Paulus, ek dink in Korintiërs 9, waar hy sê, ek doen dit sodat julle voordeel die uit kan kry, nie ek nie. Dis nie vir my voordeel, ek vra nie vir julle om te gee, nie vir my voordeel, maar vir julle voordeel, om te kyk wat julle daaruit gebaat, want God is 'n regverdige en 'n asemrowende liewe Vader. Hy sal jou nooit
indoen nie. Hy sal jou nooit te nakom nie, hy sal altyd vir jou meer gee as wat jy kan gee. Die rede hoekom baie mense vandag arm is en niks het nie, is omdat hulle 2 hande het. Hulle kan niks gee nie. Ek het dit nou lewe gesien, en ek is nie baie oud nie, maar ek het in my kort lewe het ek gesien, die armste mense vandag is arm omdat hulle nie weet hoe om te gee nie. En die Bybel sê, dis saliger om te gee as om te ontvang. So ek wil vir jou sê, beproef God daar tog nie. Hy sê net self, toets my. En kyk of ek nie die vensters van die hemel vir jou sal oopmaak nie. Op een plek sê hy vir sy disippels, as julle vader of moeder of huis of wat ook al verlaat, sal julle 100voudig kry in hierdie lewe saam met verdrukking. Nou as hier vanoggend 'n ryk ou moes staan soos Elon Musk en hy sê vir jou, ek sal jou 100voudig beloon vir wat jy vir my gee. As jy my 100 gaan gee, sal jy 100 vir gee. Wie van u wat jy sal sê nee wat? As jy hom glo en hy goed kon doen. As ek het sê dat my nou weer glo nie. As hy wat baie geld het kan sê jy glo of nie. Jy is dom as jy hom nie glo nie. Nou sê God in sy woord, enigiets wat jy opoffer ter wille van my naam, sal ek vir jou 100voudig teruggee. In hierdie lewe, nie as ek eendag in lewe, somewhere weer gebloed, een op dag in die tyd nie. Nee, in hierdie lewe nou, maar verstaan ook dat het sal saam met verdrukking kom. En baie mense hou nie van die verdrukking nie, so dit lekker. Maar dit kom saam met verdrukking. Ek het agtergesien, hoe meer jy het, hoe meer probleme het jy. En jy het minder probleme het jy. Ons het in welke dag groot geword langs 'n spoorlyn. Ons was so arm geweest dat tot die arm mense gesê ons is arm. Maar ek het geleer, en my moeder het my geleer, want my moeder was so een geweest dat sy alles weggegee, sy kon deel dit sy gedeel. En dit wat ek geleer om te deel. En ek is nie spyt daaroor nie. Want die Here het ons net eenvoudig net heeltemal deurgedra. So ietsie sê, skat daar sê, maak jy oor. So 'n paar jaar terug toe die gemeente kerkraad my gevra het om terug te staan en het ek het ons op daai stadium 'n jaar se salaris verloor. Maar ek was nie 'n oomblik bekommerd geweest nie, want ek het geweet dat die Here wat my hiernatoe geroep het, sal my versorg. Een kort ruk nadat dit gebeur het, kom sê 'n vrou vir my, wat ons goed in die gemeente was, is nie meer nie, kom sê sy vir my pastoor, die Here het gesê, as ek my huis verkoop hierso, moet ek die 10de van daai geld vir jou gee. En dit was die jaar se salaris. Is die Here nie getrou nie? Ek wag nou nog net vir daai 100voudig wat die Here by my beloof het, en ek weet dis op pad. So as jy eendag sien, daar gaan dinge gebeur, dat die woord net in vervulling toe kom. Ek wil vanmôre vir jou net in hierdie woord bemoedig om vir jou te sê, maak seker jy kom daar waar die Here jou bestem het om te wees. Hy sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Nou daar is vir ons wat by die teken verbygekom het, die kruis. By die kruis was die begin van jou pad met die Here. Toe jy by die kruis gekom het en jy het jou hart en lewe vir die Here gegee, toe was dit die begin van jou pad saamstap met die Here. Dit was nie jou daad nie, dit was net die begin van jou pad wat jy saam. Nou vra ek, waar is die plek wat die Here wil hê jy moet wees? Lukas 17 vers 20 sê, toe hy deur die Fariseërs gevra is wanneer die koninkryk van God sal kom, het hy hulle geantwoord en gesê, die koninkryk van God is nie met sigbare tekens nie. Hulle sal nie sê kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle. Hoor nou mooi, jy moet dit vanmôre verstaan, dis baie belangrik. Die koninkryk van God, die plek waar God jou wil hê, is nie hier of daar nie, dit is hier. Binne in jou, dat jy sal verstaan wie en wat jy in Christus is, die plek waar jy moet wees. Ok, en dis nie in jou vlees nie. Die plek waar God jou wil hê, is dat jy verstaan wat is in jou gees aan die gang. Wat het in jou gees gebeur toe jy Jesus Christus aangeneem het as losser en saligmaker? Hebreërs 6 vers 1 sê,
Daarom moet ons, hierdie skrif is my so belangrik, dit pla my nou baie jaar. Daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie. Want jy kry mense wat regtig net, hulle preek net, hulle besig Christus preek, moet nie verstaan nie, maar hulle preek net bekering, hulle kry mense met die kruis uit en om die gebed te bid om Jesus Christus aan te neem as losser en saligmaker, en dan los hulle net daar, dan gaan hulle kyk volgende ou toe, kry om Jesus aan te neem as losser en saligmaker en los hom net daar. Maar leer hom nie om te verstaan wat die plek behels waar hy nou is nie. Dit help nie, jy bring hom tot by die kruis en jy los hom daar nie. Dit is soos 'n vrou wat 'n babietjie baar en hom los. Hy word nie groot gemaak nie. Dis my en jou plig, en dis hoekom die kerk so 'n groot rol moet speel in die gemeenskap, is om die pasgebore babietjies te leer en op te lei en op te voed. Dis hoekom 'n evangelis nie 'n gemeente kan bestuur nie. 'n Evangelis gaan rond en hy maak gelowiges, maar die kerk moet daai mense vat en hulle groot maak. Dis hoekom ek daarteen is dat iemand 'n tent kom opslaan hier op sekere dae, hou 'n meeting en 100 mense kom tot bekering. Ons het 100, dit is goed vir sy statistieke, 100 mense het harte van die Here gegee. Kom dan volgende jaar weer, dieselfde 100 mense kom weer tot bekering. Jy kan nie 2 keer tot bekering kom nie, jy kan net 1 keer tot bekering kom. En dan dit weer statistieke, maar die regte manier is, kom slaan 'n tent op en nooi die kerke om in te kom en daai nuwe siele bymekaar te maak en hulle te gaan leer wat dit is, wie jy in Christus is, om jou plek te ontdek waar die Here jou wil hê. So, verstaan my mooi, evangelis het sy plek in die kerk, dit is wat die Bybel sê, evangeliste, pastore, herders, leraars en wat ook al, maar jy kan nie net babietjies maak en hulle net los nie, jy moet hulle oplei en hulle leer en jy het 'n verantwoordelikheid om daai siel wat jy na die Here toe gelei het, 'n disipel van te maak. Dis wat die Bybel sê, gaan maak disipels, nie volgelinge nie, disipels. Hy sê nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan, sonder om weer die fondamente te lê van bekering uit dooie werke en geloof in God, van die leer van die doop en van die handoplegging van die opstanding uit die dode en van die ewige oordeel. En dit sal ons doen as God dit toelaat. Maar belangrik is om die weergebore mense na die volmaaktheid te oor te lei. Waar is die volmaaktheid? Dis jou plek daar, om te besef wie en wat jy in Christus is. Om te besef dat jy reeds die volheid ontvang. Ons is so in 'n gewoonte om te sê, more, give me more, Lord. Ek smag so na die teenwoordigheid, Here, terwyl hy sê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. As jy smag na sy teenwoordigheid, wanneer het hy jou verlaat? Dan sy woord was nie die waarheid nie. Hy sê, I will never leave you, never forsake you. As ek nie kan beweeg in daai wete dat waar ek gaan en waar ek beweeg, gaan die Here altyd met my saam. Hy stap met my op pad. Hy los my nooit nie. As jy in die poskantoor toe staan en hy beweeg nie, staan hy saam met my daar. En dit wat jy sê is vertel vir hom of teen hom. As jy nie, ek ry nie so baie in die verkeer nie, ek is baie bly daaroor, want daar is ek baie getoets. Val in die Kaap as die taxi so voor jou inry en geen reëls het nie. Amen. Maar ek dink in Afrika is dit nog erger, nee. Dis erg, maar hy saam met jou, en dis wat ons moet besef, jou daar is in die teenwoordigheid van die Here. Jou daar is omdat hy altyd by jou is. God het vir ons almal 'n plek geskep en hy soek ons daar. Ek wil net 'n baie belangrike ding sien hierso, dat God het nie vir Elia 'n 3 jaar se brood gegee toe hy by die weduwee kom nie. Hy het vir haar die vermoë gegee om elke dag vir haar 'n broodjie te gee. En daarom bid ons, gee ons vandag ons daaglikse brood. Maar baie mense kom na die Here, U wil nou jy moet dit doen. As U vir die fondse voorsien, dan sal ek dit doen.
Hy gaan nie vir die fondse voorsien nie, hy gaan vir jou, soos die weduwee, sy gaan aan met haar daaglikse dinge, sy gaan tel haar houtjies op, want sy gaan vandag 'n broodjie bak. Partykeer gebeur dit dat hy vir jou miljoene rande voor die tyd gee, hy is goed, hy kan doen wat hy wil, maar jy kan nie sê, hy, soos dit is meer van 'n geloofsaak, as jy doen wat jy moet doen, en hy voorsien daagliks vir jou, daagliks vir jou. Daarom moet jy nie sit en wonder, wat gaan ek by die einde van die jaar doen nie, hoe gaan ek oorleef nie? Jy is nie daar nie, jy is hier. Jy is vandag, hy sal vandag vir jou voorsien. Hy sal vandag vir jou sorg, so jy moet net weet, hy is altyd by jou. Ek wil hê dat ons moet verstaan dat ons het al klaar die volheid van Christus ontvang. As ek net vanmôre kan vra, by wyse van hand opsteek, wie in hierdie gemeente is volmaak? Wat sê? Daar, ja? Ja, volmaak in Christus. So dis moeilik, die ander wat nou gehuiwer nog glad nie in jou hand opgesteek nie. Toe ek vir jou vra of jy volmaak is, het jy gedink aan jou vlees, jou optrede, hoe jy reageer. Dis nie waarvan jy wil praat nie. Jou volmaaktheid is in jou gees. Wanneer God na jou kyk, sien nie eers jou vlees raak nie. God is gees, en die wat hom dien moet hom 'n gees en 'n waarheid dien. Daarom is daar party van ons wat foute maak, en daai fout wat ek gemaak het, sit my so ver terug, dat ek kom nie eers weer by die dinge van die Here uit nie, want ek dink net aan die fout wat ek gemaak het. Die Here sê, as jy sondes vergewe, nie net jou sonde van die verlede nie net nou se sonde, maar ook jou toekomstige sondes is vergewe. Jy is volmaak in hom. Kan ek dit vir jou lees? Want in hom woon die volheid van die godheid liggaamlik. Kolossense 2 vers 10. En julle het die volheid in hom, wat die hoof is en van alle owerhede en mag. 'n totale afhanklikheid van en 'n gehoorsaamheid aan die wil aan die Here is die plek waar God jou wil hê. Is 'n plek van autoriteit en gesag. Die rede hoekom baie kinders van die Here siek is en arm is omdat hulle nie hulle autoriteit wat hulle in Christus het gebruik nie. God het aan my en jou die totale mag gegee oor die krag van die vyand. Hy het gesê, ek gee julle krag oor die mag van die vyand en niks sal julle skade aan doen nie. Met hierdie COVID tyd het hulle so gepraat van die COVID en alles, en ek het vasgehou en hy skryf wat sê, geen onheil sal jou tref en geen plaag sal na by jou tent kom nie, want die Here, but God het 'n ander plan as ek die vyand vir my. So kan ek en jy besef vandag van onsself sê, ek het die volheid in Christus, want Christus woon in my. Jy het die volheid, jy is nie die vyand se vloerlap nie, jy is nie gekoppel aan die finansies en die rand-dollar van hierdie wêreld nie. God is jou bron. Dit gaan nie oor wat in jou beursie is nie. Dit gaan oor wat God vir jou storie, vir jou lewe. Ons het te geneig om na ons beursie te kyk en daarvolgens plan te maak. Ons moet na die Here kyk en volgens hom sy plan. Wie van julle onthou die verhaal van die Samaritaanse vrou? Sy het dit nie daarvan gehou gaan water haal by die put nie, want sy was 'n uitgeworpe vrou. 5 mislukte huwelike, en die een wat sy nou saam bly is nie aan man nie. En in daai tyd was dit 'n skande. So sy het alleen by die put aangekom, nie saam met die ander vrouens wat gelag en gesels en grappies gemaak het op pad put toe. Sy het alleen by die put aangekom. En toe kry sy hom daar. Jesus was nie dors nie. Nergens staan dat hy eers water gedrink het nie. Hy het gekom vir haar. Want sy was dors. Hy het gekom vir haar. Hy het nie eens geëet nie, die discipels gedink, hy klaar geëet. Maar haar daar was by die put van Jakob gewees, en daar het sy hom ontmoet, en daar is sy vir haar sondes vergewe, en daar is sy 'n vrou gemaak, en daar is sy 'n evangelis geword, en daar het sy haar plek ontdek, en daar het sy vir God behaag. Paulus het ook daar 'n dag gehad. Paulus het daar was op pad van Damaskus. Toe ek gedink het, wat hy doen is reg om God se werk te vervolg, mense uit hulle huise uit te sleep en te vonnis, maar die Here sê, dis nie waar ek wil hê nie, Paulus, ek wil jou 'n openbaring gee van wat Christus in die mense is.
Hebreërs 5 vers 8, en ek amper klaar. Hy, al was hy die seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. As Jesus hoe gehoorsaamheid geleer het uit wat hy gelei het, hoeveel te meer ek en jy nie. As ons lei, is daar iets om te leer. As ons gebid gaan onder enigiets, is daar 'n les in. Ons sê mos in die gemeente, ons glo nie aan Christusse nie, ons glo aan kursusse. Of wat vergeet ek het. 'n Kursus leer jou, 'n krisis vernietig jou. God stuur nie nooit 'n krisis op jou pad nie. Hy sien altyd 'n kursus op jou pad. Daar's altyd iets in om te leer. Hebreërs 5 vers 9. En nadat hy volmaak is Jesus volmaak, kan ek net hoor? Het hy almal wat gehoorsaam is, 'n bewerker van ewige saligheid geword. Ek lees nog weer, nadat hy volmaak is, het hy vir almal wat hom gehoorsaam is, 'n bewerker van ewige saligheid geword. Is die mense vanmôre wat bang is hulle gaan hulle saligheid verloor? Jy kan nie jou saligheid verloor nie. Hoor mooi, dit is 'n baie interessante stelling wat ek maak en baie mense sal dalk nooit verstaan. Jy kan nie jou saligheid verloor nie. Christus het vir ons sy ewige saligheid bewerk. Jy kan dit weggooi en jy kan dit verag en jy kan dit nalat en afskeep, maar jy kan dit nie verloor nie. Die Here sal hy sy pad uitgaan om jou te beskerm, jou te bewaar sodat jy nie uit jou. Want die prys wat sy seun betaal het, was te kosbaar geweest om dit te verloor. Jy is kosbaar en waardevol vir hom, hoog geag en hy is baie lief vir jou. My gebed vir jou is dat jy jou plek sal ontdek waar God jou wil hê, want weet jy wat, hy stuur jou voorsiening waar jy nou is nie. Hy stuur jou blessing en jou voorsiening waar hy jou wil hê. Jou daar. Die kraai het vir Elia gewag by die spruitkruik. Die blessing was klaar daar. Dis hoe hy geweet het waar daar is. Die kraai het daar vir hom gewag. Die vrou het by die ingang van die dorp vir hom gewag en sy blessing was klaar daar. Nie waar hy was nie. As Elia gebly het waar hy was, het hy nooit die hongersnood gemaak nie. As hy gebly het waar hy was, het hy doodgegaan van die dors. Maar God stuur vir hom sy blessing waar hy hom wil hê. So ek en jou en my hartsbegeerte is, Here, help my om daar te kom waar U my wil hê. Help my om daar te wees, Here. Hoe bly ek daar? Ek bly in God se liefde. Die een plek sê in die Bybel, bly in hierdie liefde van God. En dit beteken jy bly net naby aan hom. Wees in sy skaduwee. Ons lees allemaal Psalm 91 wat sê, hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sal verwag sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Hy sê die skaduwee van die Almagtige wil wees, moet jy naby die Here wees. Hoe bly jy naby hom? Ek het U woord in my hart geberg, Here. Ek wil naby aan U bly. Ek wil die Here loof en prys. Ek wil hom erken oral waar ek gaan en in alles wat ek doen wil ek die Here ek erken want hy het my gered. Hy verseël my met die Heilige Gees. Ek is kosbaar en waardevol vir hom en hy is hoog geag en hy is baie lief vir my en ook vir jou. Wat nou maak ons foute? Hy bly nog steeds lief vir jou. Iemand het gesê, ek het die ander in die week geluister van as ons die Here erken en dinge doen wat hy wil hê ons moet, dan gee ons 'n aangename geur vir hom. Baie keer is ons werk die mooi dinge wat ons doen, die gehoorsame dinge wat ons doen, is 'n aangename geur vir die Here. Die slegte goed wat ons doen is baie keer 'n stank in sy neusgate. Maar weet jy wat? Hy gaan nog vir jou lief wees. Hy gaan net sy neus toe hou as jy jou drukkie gee. Want hy is nog steeds lief vir jou. Dan jou plek is daar. Streef dan om daar te kom waar hy jou wil hê. Here seën u baie dankie. Dit ekskuus, Adrie, gaan vir ons 'n lied sing. Baie ou koortjie. Adrie, jy kan hom saam sing. Ek sal ken. Adrie, ons speel gou vir my lied. Sing ons saam met my. Dit is my hartsbegeerte vanmôre. Baie ou koortjie. Stay
waar jy altyd bly in Jesus. Is jy vanmôre in die ware wynstok ingeënt? Antwoord vir jouself. As jy nie ingeënt is nie, is daar 'n probleem. Maar daar is 'n geleentheid dat jy ook daar kan kom waar Jesus jou graag wil hê. Terwyl Adrie vir ons net 'n bietjie speel, die musiek, kom ons raak besig met die Here. Die Here, nie waar by my nie, na myself kyk. Kyk in jou eie hart. Ons dankie dat U woord en U Gees het gepraat vanmôre. En ek bid dat U in ons harte sal ingraveer, dat ons nie vergeetagtige hoorders van die woord sal wees nie, Here, maar dat ons sal uitgaan en dat ons daders van die woord sal wees, dat ons die verskilmakers in Gansbaai sal wees, dat Gansbaai sal sien, ons is daar, waar ons altyd bly in Jesus, dat die wêreld sal sien, ons is in die ware wynstok ingeënt. Ek bid vanmôre 'n seën af op elke persoon in hierdie plek, Here, en ek verklaar in hierdie week, ons gaan 'n nuwe week in met U. Ons verklaar vanmôre dat ons geseën in hierdie week. In hierdie week is daar vir ons deurbraak. In hierdie week is daar vir ons genesing. In hierdie week is daar vir ons oorwinning. In hierdie week is daar vir ons voorsiening. As U dit nie glo nie, dan glo ek dit. As U dit nie sê nie, dan verklaar ek dit vanmôre. In hierdie week is ons nie kop en nie die stert nie. In hierdie week gaan ons vorentoe nie agtertoe nie. In hierdie week gaan ons boontoe, ons gaan nie ondertoe nie. In hierdie week is ons meer as oorwinnaars en tot alles in staat deur Jesus wat ons krag gee. Hou ons getrou met ons oë gefestig op U en laat die liefde van Jesus uit ons lewens uitskyn. Vader, en dit wat ons sê en doen, dat U die lof en die eer sal kry in Jesus naam, en ons loof, ons prys U. Die Here seën jou. Sê vir iemand langs jou, die Here seën jou.